Goeiedag. Vandag wil ek praat oor 'n ander belangrike plant wat nou wel nie 'n boom is nie, maar ook vrugte dra en ook telke male in die Bybel genoem word. Die wingerdstok. En wat vir die wingerdstok geld, geld ook maar vir ander vrugtebome. Jesus sê in Johannes 15 vers 4: Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat hy nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. As jy tuin maak genet, sal jy weet hoe belangrik dit is om te snoei. Wat die wingerdstok betref, is dit absoluut noodsaaklik dat dit gesnoei moet word. 'n Wingerdboer sal vir jou kan vertel dat slegs die nuwe lote aan die wingerdstok druiwe sal dra, en dat dit noodsaaklik is om die wingerd te snoei ten einde goeie kwaliteit druiwe te verseker. Soos wat dit nodig is vir 'n wingerdboer om die wingerd te snoei, so is dit nodig vir ons Hemelse Vader om ons te snoei, sodat ons kwaliteit vrugte kan dra. Hy vind 'n loot wat vrugte dra en snoei dit reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Die Here sny ook die siek en dooie hout uit ons lewe uit. Die woord van God is die snoeiskerf wat hy gebruik om ons te snoei. Ons lees meer hieroor in Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Snoei is ook nie iets wat net een keer kan gebeur nie. Dit gebeur jaar na jaar. Het jy dalk onlangs die pynlike snoeiproses ervaar? Die Here werk daaraan om alles in ons lewe wat ons verhoed om soos Christus te wees, te verwyder. Noukeurig sny hy die gruwe, die bitterheid, die woede, die selfsugtigheid, die selfgerigtheid, die arrogansie uit ons lewens, om plek te maak vir liefde, vreugde, minsaamheid, getrouheid en selfkontrole, sodat ons kan groei en floreer. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dat U my snoei. Ek bid dat U sal voortgaan om die gewoontes en houdings en gedrag wat moet sterf weg te sny, sodat deur die krag van Jesus ek meer vrugte vir U kan dra. Amen.